Africa sitange unende we Namibia si kai kan gas sengdamran naman Afrikas Poda panula Eshimwe apo Ongatero Yongutukiro Soos jy kan sien is ons hier by 'n man wat gek is oor sport, sy hart klop sport, spesifiek rugby. Ons gasheer vandag is die oud skoolhoof van Akademia, is 'n man wat vir jare gesweet het vir spesifiek ook skole rugby. Uit en tuis Namibië kuier in Pionierspark by Herman Rust. Vertel vir ons 'n bietjie van jou grootword daar. Ja, ek is in Swakopmund gebore. Ek is 'n egte hoe sê hulle 500% Namibies. My kinders is al die 4de geslag wat in Namibië gebore is. So ek is seker al die 5de geslag. So ek is daar gebore. Soos ek jou gesê het, my pa was 'n landros geweest. Hy is verplaas. Toe hy van Swakop af Mariental toe verplaas. Waar ek kan begin onthou was in Mariental geweest. Hy was lank daar geweest vir 6 jaar. En toe ek 6 jaar oud geword het, toe ons terugverplaas Windhoek, toe hy terugverplaas Windhoek toe. En toe was ek eintlik 'n snaakse ding. Ek was omtrent net in nuwe skole. Ek was net in Orban Laerskool vir 6 maande in Sub-A in 1968, wat nie 'n nuwe skool was nie. Dit is mos nou al 'n ou skool. Maar toe het hulle vir Suiderhof gebou. So Suiderhof was 6 maande oud. En toe kry my pa huis in Suiderhof. Al die staatsamptenare, die hoë staatsamptenare wil ek amper sê wat nou in hoë posisies was. Daar is baie mooi huise tot vandag toe, is dit baie mooi in Van Sailstraat daar in Suiderhof. En hy het toe nou daar 'n huis gekry en ek is toe Suiderhof Laerskool. So Suiderhof was 6 maande oud, toe's ek daar 'n leerling. En toe bou my pa hierdie huis wat ek nou in bly. In 1968 het hy hierdie huis gebou. En toe trek ons hiernatoe en toe parkies wat ons nou net reg oor is, toe hulle begin in 1972 het parkies en toe ons nou soontoe. En van Suiderhof af, ons is ons nou reg, my pa het juist die erf hier gekoop en die huis hier gebou, dat ons net oor die straat hoef te loop, dat ons nie ver hoef te loop, huis toe, skool toe en terug nie. So ons is toe nou parkies toe, standaard 5 dae gewees en toe is ek Akademia toe. Tot in 1979, daar het ek matriek geskryf, toe ek Stellenbosch toe vir 2 jaar. Ongelukkig het ek toe nou nie baie geleer nie, daai tyd nie. Toe het ek ongelukkig van my vakke te ver, en toe die weermag, daai tyd was dit mos nou maar weermag, toe sê die weermag nee, ek wou teruggaan, maar toe sê die weermag nee, nou moet jy eers weermag toe kom. Dus ek weermag toe, 2 jaar diensplig, ons nou 2 jaar diensplig moes ons gedoen het. En toe is my pa in my finale jaar van my diensplig oorlede. My plan was om terug te gaan Stellenbosch toe, maar toe is my ma hierso, ek is die oudste, toe is my ma hierso in Windhoek met my jongste broer wat toe maar standaard 7 was en my suster wat toe net uit die skool uit is. So toe besluit ek, nee, kom ek studeer maar hier. Ek is in elk geval onderwys, toe ek hier by die destydse onderwys, Windhoek Onderwys College van voor af weer begin. En hulle wou vir my afgee omdat ek al 2 jaar, maar toe sê ek kom ek begin maar van voor af. Toe het ek my 4 jaar daar gedoen en toe in 1988 het ek toe nou begin by Akademia. En toe het ek in 95 departementshoof geword en in 2004 skoolhoof. My ou uitdrukking sê agter elke man, hè, so mens kan nie oor Herman praat sonder om oor Riekie te praat, jy weet. Ek sê soos Vinkel en Koljander. Ja. As jy die een sien, moet jy weet die ander een is maar net daar iewers naby. Vertel vir ons van hierdie meisie van jou van wat is dit nou 37 jaar? Ja, ons ken mekaar al 39 jaar. So nee, dit is ons vul mekaar fantasties aan. Sy's 'n fantastiese ma gewees nog tot vandag toe. Fantastiese ma, fantastiese vrou vir my. Sy's hardwerkend, sy het rooi mure, sy kan nie stil sit nie. Sy roer en sy help nou vir Winmar met die ysbesigheid en sy doen catering en sy hanteer die huis en sy roer regtig. Sy's
En ons het maar mekaar, jy groei mos later aan mekaar vas, wil ek amper sê, en jy raak later, lyk miskien ook soos mekaar, ek weet nie. Ek is nou seker, sy is maar net seker die manlike weergawe van my en ek die vroulike weergawe van haar. So ja, nee, ag ons het al klomp sakke sout saam opgeëet en so, maar sy het ook mos nou kanker gehad al en so maar sy's regtig, ons het en wat ook vir my lekker is as ek nou 'n paar biere by 'n plek gedrink het, dan sê altyd daar want sy drink niks nie, so dan kan sy bestuur. Herman, julle het ek meen Winmar het heeltemal tot sy eie reg gekom by United spesifiek en sy broer was Herman geweest. Self ons ietsie van die twee seuns. Ja, hulle is so net so 2 jaar en 3 maande uitmekaar uit. Winmar is die oudste en 2 jaar en 3 maande uitmekaar uit. En toe Herman was ongelukkig verongeluk in 'n motorongeluk aan die einde van sy eerste jaar daar by Steinkop van Suid-Afrika. So hy's in 2007 al. So dis al 16 jaar terug wat hy al oorlede is. So dit was natuurlik vir ons 'n verskriklike groot slag geweest. Ons het baie lank gevat om dit oor dit te kom, maar gelukkig heel tyd mos 'n ding. So ons kry mos maar 'n wond kry mos maar 'n roof op en dan as hy verjaar en 'n Kersfees en so dan gaan hy roof mos net maar weer af, dan bloei hy mos maar weer en so. So dit was maar 'n slegte ding. En Winmar is nou hy het sy eie huis en hy het eintlik 3 huise, hy het al 4 eiendomme. Hy het baie goeie werk by CIC. Hy word nou pappa, so oor 3 weke word hy pappa, so dan word ek oupa, ja. So ons is baie opgewonde daaroor. Ag, net seker omdat ons nou een kind verloor het, is dit nou mos maar 'n leemte wat dalk gevul kan word deur die kleindogter. Ons weet dis 'n dogtertjie, so dit is nou vir ons 'n groot ons kan nie wag nie. As almal sit net hier op Jette Kole en wag vir die kleindogter. Ek dink jy moes seker een van die eerste kinders in akademia gewees het, toe hy sy deure oopgemaak het en toe het jy daar onderwyser geword en jy het 'n skoolhoof geword. Was dit vir jou vreemd, jy weet, om na daai selfde plek toe terug te gaan? Ja, nie vreemd nie. Jy's reg. 1975 toe die skool oopgegaan het, toe ek van Pionierspark Laerskool af, ek en my suster, want daai jare het standaard 5 ook om een of ander rede, daai tyd se SWA administrasie het besluit die standaard 5, so hulle het so 'n paar skole, laerskole in Windhoek oormerk om ook hulle standaard 4's, standaard 5 toe te, ek dink hulle wou graad 7 ook toe nou by die sekondêre skole insit, by die hoërskole insit, en so is my suster, sy's net 14 maande jonger as ek, is sy saam met my akademia toe, en ons het 75 het ek al begin, 79 matriek geskryf, weermag, studeer, alles, in 88 weer daar begin skoolhou, en toe departementshoof geword en 2004 skoolhoof geword. Dis maar soos die lewe werk en 'n mens word mos nou ouer, jy word mos nou meer volwasse en jy word mos nou groter in jou kop en so. So dit was nie vreemd nie. Eintlik is dit mos 'n bekende terrein. Jy was mos daar. Dit was nogal wat nou vir my aardig was. Ek het die kantoor waar ek partykeer pak slaag gekry het, was later toe nou my kantoor waar ek toe nou kinders pak slaag gee. So toe die luisteraf nog daar was, so dit was nou so bietjie snaaks geweest, maar andersins was dit 'n bekende terrein. Ek dink jy weet, en ek wil nou nie praat van negatiewe of oordrewe trots nie, maar jy weet, trots op 'n mens se skool. Is dit nog ewe sterk as wat dit was 'n dekade of 2 of 3 gelede? Ja, Dani, ek dink nie so nie. Ek is eintlik jammer. Die nuwe geslagkind is veral in die staatskool omdat hulle so overcrowded is in die klaskamers. Jy moet net probeer oorleef akademies enige ding. En die onderwysers het ook ongelukkig in ons tyd toe ek op skool was, het die onderwysers daai trots en jy met trots daai groen en goud, ons het mos ook groen en geel, het jy gedra. Maar soos die nuwe geslag ingekom het, nuwe onderwysers ingekom het, die nuwe onderwysers het nie eens meer, hulle stel nie eens meer belang om sport af te rig nie. As hy iets doen, moet jy hom betaal.
Ons het alles verniet gedoen toe ek jong onderwyser was. Jy was ook daar. Ons het alles verniet gedoen. Ons is nie betaal nie. Nou as jy deesdae sportorganiseerder kry 'n klomp geld, hy kry salaris of sy. So dis nou 'n groot ding en ek dink die privaat skole het 'n baie groter trots. Ek sal nie sê staatskole het nie meer trots, kinders het nie meer trots nie, maar ek dink dit is dieselfde soos wat toe ons in die skool was nie. Jy was ook vir dekades in die onderwys. En ek wil vir jou vra, jy weet, wat is daai enkele dinge as jy dit selfs op een hand moet aftel wat jy graag vir elke kind wou leer in die tyd wat hulle in jou hande was? Ja, natuurlik, dis mos maar klisjées, maar natuurlik respek veral vir ouer mense en respek vir jou medemens. Ek het 7 goed wat ek my lewe op baseer en ek wou van daai goed wou ek ook na die kinders toe oorgaan. Die ander ding wat vir my wat daarby aanlas is mens moet respek hê vir alle lewende goed. Vir plante, vir diere, vir mense, vir alles. Jy moet respek hê vir dit. Mens moenie net 'n ding doodmaak net omdat jy hom 'n slang in die veld hoef jy nie dood te maak nie, want jy kan hom doodmaak as hy in jou huis is, maar dis wat ek probeer. Natuurlik respek vir mekaar. Dissipline is ek groot op gewees. Ek hou van dissipline. Ek het baie op dissipline gehamer. Dissipline en alles. Ek het altyd vir die kinders gesê, jy kan nie niks op aarde wat die moeite werd is, kom sonder dissipline nie. Jy moet dissipline hê. Hoekom verkrag mans vrouens? Omdat hulle nie dissipline het nie. Hulle het nie dissipline in hulle seksualiteit nie. Hoekom word mense alkoholiste? Omdat hulle nie dissipline het in hulle drinkgewoontes nie. Hoekom sterf mense op paaie? Omdat hulle nie dissipline het in hulle as hulle bestuur nie. So ek was baie streng op dissipline. As jy hoekom dryp kinders? Ek het vir hulle altyd gesê, hoekom dryp jy? Omdat jy nie dissipline in jou leervaardighede het nie. Jy moet gaan leer. As jy ergens wil kom, moet jy leer. Ongelukkig moet jy op jou sitvlak sit en leer. So as jy ergens wil kom. So ek het dissipline hoog opgestel en ek was seker maar gesien as 'n kwaai skoolloof, maar hulle het ten minste respek en dan regverdigheid is ook vir my baie belangrik. Mens moet regverdig wees. Ek het baie vroeg in my skoolhoofloopbaan het ek geleer van luister eers na al twee kante. Hulle sê mos 'n saak het eintlik 3 kante, my kant, jou kant en die regte kant. So ek het altyd gesê kom ons luister eers na al twee kante. En ek het ook later ook baie vroeg in my skoolhoofloopbaan het ek gesê skryf vir my 'n verslag, want as 'n mens iets geskryf het, ek dink as jy 'n ding skryf of tik, druk jy jouself miskien bietjie anders uit as wat jy praat. So, en ek het hulle kans gegee, want as ek nou net in my kantoor was, en daar was nou 'n probleem, veral wat 'n dissiplinêre probleem was, en ek het hom net gevra, wat is die probleem dan? Eerstens is hy bang vir my, en die tweedens is, weet hy, kan hy miskien nie so lekker praat nie, en so, maar as hy daar gaan sit in die mediasentrum, en hy kan skryf, dan kan hy sy gevoelens bietjie beter uitkry. So, ek het dit vroeg in, net om regverdig te wees, dat 'n mens ook net elke ou se kant hoor, al het hulle ook wat gedoen. Dit is maar die goeters, en dan hardwerkendheid, netheid, dis maar die goed wat 'n mens in die onderwys probeer. Ek het altyd gesê, dis julle skool hierdie, die skool bestaan nie uit die geboue en uit die skoolgronde en so nie, dit bestaan uit julle uit, julle is die skool, so julle wil mos nie 'n varkhok wees nie, so maak die skool skoon, en ons is altyd gereken as een van die skoolste skole in Windhoek, Saadskole in Windhoek. Die ontdekkingsreisiger Francis Galton het op 20 Augustus 1850 in Walvis Bay aangekom. Hy en Charles Anderson was die eerste Europeërs om Etosha se soutpanne te bereik. Op 18 Augustus 1889 skryf Samuel Maherero aan Kurt von Francois hy moet eerder na Duitsland terugkeer as hy nie 'n oorlog met die Ovaherero wil ontkete nie. Die nuwe breë spoorlyn vanaf die kus het Karibib op 17 Augustus 1915 bereik. Ou-Duitse smalspore het tot in 1960 tussen sommige kleiner dorpe bestaan.
In Augustus 1928 word byna 2000 dorslandtrekkers uit Angola in Suidwes-Afrika hervestig. Die Duitse verpleegster Emmy Soren, wat sedert 1897 meer as 1000 bevallings in die land bygestaan het, vier op 14 Augustus 1973 haar 100ste verjaardag. Op 16 Augustus 1975 sterf die Ondonga koning en hoofminister van die destydse Ovambo, Philemon Eliphas Shumbwa, in 'n sluipmoord by Onamagongwa. Die 5de sitting van die Toernale Beraad besluit op 18 Augustus 1976 om in 1977 'n tussentydse regering op die been te bring, wat teen die einde van 1978 onafhanklikheid moes bewerkstellig. Die plan is egter vanuit verskeie oorde verwerp. P.W. Botha sê op 14 Augustus 1989 die premierskap van Suid-Afrika op. Hy is die volgende dag deur F.W. de Klerk vervang. Namibië en Suid-Afrika kom op 16 Augustus 1993 ooreen dat Walvis Bay om middernag op 28 Februarie 1994 aan die land terugbesorg sou word. Op 16 Augustus 1998 beloof Namibië en Zimbabwe in Luanda militêre steun aan Laurent Kabila in die hernieude oorlog in die DRK. President Sam Nujoma het op 26 Augustus onder openbare druk die teenwoordigheid van Namibiese magte in die DRK bevestig. Ons sit hier in Herman se watergat. Nou Herman, as 'n ou so gek is oor sport, nee, dan moes jy self ook sport gedoen het. Ja, nee, ek het Dani, ek het omtrent alle sporte gedoen. Ek het toe op skool natuurlik rugby gespeel, cricket gespeel, karate gedoen. Karate is natuurlik 'n individuele sport wat ek is nie 'n groot voorstander van individuele sporte nie, want dit is onopvoedkundig volgens my. Maar ek sal sê miskien 'n kombinasie van individuele en spansport, maar 'n kind moet spansport doen. So gaan ek het op 'n stadium sokker ook gespeel vir Delta. Ek hou van sokker. Ek het gedink ek moet sokker ook speel. En dan so 'n bietjie tennis en so. En na skool het omdat ek begin afrig het, kon ek maar net cricket speel, omdat mens toe ek vir United begin cricket speel. So ek het na skool maar basies net cricket gespeel. En jy het by United ook, jy weet, 'n lang geskiedenis. Vertel vir ons daarvan. Ja, nee, my oorlede pa het al ek dink in 1965 of 66 het hy al vir United begin speel. En hy was ongelukkig, kom ek sê so, hy was 'n landros en ongelukkig in staatsamptenare daai tyd is verplaas van een dorp na 'n ander ene. So hy het nie lank vir United gespeel. Hy het saam met oom Boel Dreyer gespeel, Boel Dreyer wat ons nou al twee ken. En oom Henning Snyman, oorlede oom Henning Snyman, hulle was die senterpaar vir United gewees in daai jare. En toe ek nou klaar geswat het toe en ek moet 'n klap kies toe, daar was almal so net een klap en dis United. Toe ek begin en toe want maar my seun en albei my seuns, my oorlede seun ook moet klap kies. Toe sê ek vir hulle, ek is by United, kies vir julle 'n klap, maar ek sê net vir julle stiek, julle bly by hy klap. En natuurlik het hulle mens gaan ons maar waar jou pa gaan. So hulle het nou vir United ook gekies en maar het toe ons nou 'n verskriklike klomp punte aangeteken, 'n klomp wedstryde gespeel, 160 wedstryde die rekord by die klub en 1597 punte aangeteken. Hy was 'n slot wat kan skop. So ons is maar United. Ja, wen maar is ook nog steeds by United. Maar Herman, jy het toe veral, in die skole rugby, het jy 'n reuse bydrae gelewer. Was dit maar omdat jy in die onderwys beland het, dat daai toe jou fokuspunt geword het? Ja, oorlede Johan Les, ek weet nie of jy hom ken nie, hy was ook in akademie gewees. Hy is mos ongelukkig oorlede in 'n motorongeluk daar by WAS, maar ek en hy het begin die eerste toe ek begin het by akademie in 1988 het meneer Appie de Plooy vir my gesê jy sal die eerste span saam met meneer Les afrig en die tweede span. En so het ons maar afgerig en uiteraard moet jy mos nou
komitees begin dien, sentraal, daai tyd sentraal rugby, dan moet jy maar daar, meneer Les het my, Johan het my altyd voorgestel, sê, okay, jy gaan die sekretaris wees, en so het ek sekretaris geword van sentraal rugby eers, en toe in 1992 het ek sekretaris geword van NASRA, dis die Namibiese sekondêre skole rugby assosiasie, na onafhanklikheid, net 2 jaar onafhanklikheid, en ek het van 1992 tot 2014, dink ek, was ek sekretaris van NASRA gewees. Jy het meer as een keer ook daai groot beker gewen met Akademie. Ja, dit is natuurlik fantastiese herinneringe daar nie. Ons het om 1989, 88 moes ons hom ook wen, maar ons het nou ongelukkig onsself in die voet geskiet. Daar was 'n onderskep 3, ons het in die Tosha gespeel, en daar was 'n onderskep 3 vir een van hulle vleuels. So ons moes 88 moes ons hom ook gewen het, maar ons het 89 het ons die beker gewen, en dan in 1991 weer. Teen alle verwagtinge, en ons moes hom eintlik nie gewen het nie, maar ons het Annie Kilder, wat nou 'n groot baas by Windhoek Brouwerye is, NBL, hy was ons loskakel, en hy het 'n kaptein, fantastiese sportman. Hy was ook die Namibiese kaptein daai jaar, die onder 20 kaptein en die skole kaptein, en hy het vir ons al die punte aangeteken, 3 strafskoppe en 'n skepdoel. Dit was 12 punte, en WAS het net 3 punte gehad, so ons dit was teen alle verwagtinge ingewees. WAS het, miskien kan ek dit net noem, hulle 12 nasionale spelers gehad in daai span, en ons het net 1 gehad. So die kans dat hulle het ons in die liga gewen redelik ver, so dat die kans dat ons hulle moes wen was eintlik 0, maar ons was reg vir hulle daai dag. En dan in 1993 moes ons hom ook gewen het, ook in die finale. Ons het klomp finale gespeel, 92, 93, 94. Ons het 95 ook in die finaal gespeel, 96, elke keer ongelukkig verloor, net en so, maar ons het daarom 2 keer die beker gewen. Jy is nou ook op die direksie van die Namibië Rugby Unie, en ek wil net kortliks vra, jy weet, dit lyk vir my of Namibiese rugby op die oomblik op 'n baie goeie plek is, baie beter as waar ons al baie kere van tevore was. Ja, Dani, ons het vir mekaar gesê, dit was mos maar altyd 'n politieke ry gewees. En ons het net vir mekaar gesê, toe ons verlede jaar Junie maand, as ons nou 'n jaar in bewind het, toe ons verkies is, na die vorige NRU board bedank het, toe het ons net vir mekaar gesê, ons wil alles vir Namibië en vir Namibiese rugby doen. Alles wat ons gaan doen, ons wil geen hidden agenda, soos die Engelsman sê, ons wil geen van daai goed hê nie. Ons wil net eenvoudig Namibiese rugby dien met alles wat ons het. En ons doen dit verniet, ons kry nie geld daarvoor nie. So ons sit partykeer in board meetings van 9 uur die oggend tot 12 uur die oggend, want partykeer in die aande ook 3 ure, 4 ure, maar ons doen dit met die liefde van die saak uit. En ek moet sê, almal sê, selfs die manne wat op die vorige raad was, sê, dit is die beste wat hulle nou nog, en ons hoor ook mos by die clubs en by council, ons moet hulle mos die council, dis mos nou maar die clubs, hulle besit mos nou die unie, hulle sê ook, hulle sien, ons doen nie goed. Natuurlik moet ons nog leer, en ons moet nog 'n klomp, ons maak seker ook maar nog foute en goed, maar ons probeer regtig ons bes om Namibiese rugby vorentoe te vat, en daar het al baie klomp goed gebeur intussen wat nie in die verlede daar was nie. Hierdie moet ongelukkig net 'n baie kort voorspelling wees. Dink jy ons gaan by die Wêreldbeker in Frankryk uiteindelik ons eerste wedstryd kan wen? Beslis. Omdat ons die mees professionele span nog Wêreldbeker toe gaan vat. En daar gaan tussen 23 en 25 professionele spelers uit 33 uit wees. Vol professionele spelers. So ons gaan beslis, en ons het goeie afrigters, 'n hele afrigtingskop. So ons gaan beslis, en dan miskien kan ons 2 wen. Hoop so. Ons almal hou alle duime vas, ja. Tone vas vir dit. Ja. Jy het ook 'n huisie by die see. Ja. Nie almal het nie, maar jy's lief vir daai huisie by die see. Verskriklik. Jy hou van om lynnat te maak. Ja. Nee, ek ken dan, maar ek is liewer vir my huisie by die see as vir my hierdie huis. So ons is baie lief vir daai huisie. Hy's dis 'n groot huisie, hy het 3 slaapkamers, maar klein, alles is net klein, is in 'n kompleks, maar dit is vir ons
behoeftes is hy 100%. Dis lock up and go. Jy kan my visstok, alles kan jy daar los. Voor ek 'n huisie gehad het, moet jy mos nou alles terugbring hiernatoe en weer terugvat soontoe en weer terugbring. So nou is dit so lekker. Jou klere is daar, jy het alles daar. So dit is so lekker daar so. Dit is lekker rustig. Ek is nie vreeslike mens wat baie van baie mense hou nie. Crowd, soos die Engelsman sê, maak my partykeer so bietjie op my senuwees. So daar's dit lekker oop spasies, daar's so niemand, daar's nie taksies wat jou plan nie, dis en alles wat ek wil hê is daar. So dit is vir my heerlik in Henties Baai. Wat is die grootste vis wat jy al gevang het? Jy het hom seker daar gesien in die watergat, 17 kg kabeljou, ja. En dan het ek 'n paar wat minder as dit is, maar daai wat gewig aanbetref was die swaarste een, 17 kg, ja. Ons sê baie dankie aan elke Namibier wat reeds hulle huis en hart vir ons oop gemaak het. En ons gaan natuurlik nog baie keer dit doen. Nou, laat weet my wie jy graag op hierdie program wil sien per e-pos. En volgende Woensdag maak ons weer so. Tot dan, mooi loop. Kyk aan gas, sang dameran naman Afrikaans. Ponda panula, eshi weapo. Oh God.